Neem eierbokse jou spasie op in die huis of op die jaar. Nee, wat? Moenie dat dit die oorsaak is nie. Of moenie dat dit die doel is nie. Kyk wat doen ek met dit. Kyk wat doen ek met dit. Hierdie is eierbokse wat nat geraak het. Hulle lê hier eers dat het reënwater gekry, maar ek gebruik dit om my container op te vul. Dit is lekker sag, ek breek dit op nie, maar hierdie is droog. Daarom breek ek dit so 'n bietjie op. En weet julle wat, vriend? Dit help. Soos ek in vorige video's gesê het, dit help jou om nie soveel grond te gebruik nie. En dit is baie goed vir die opvulling van jou container. En jy gooi sommer kitchen scrap enige ding wat jy skil in die kombuis behalwe nou vleis en bene, die soort van goed kom nie in jou. En wat jy dan doen, dan vul jy dit op met droë blare of droë takkies. Ek sê dit elke keer want dit is wat my container opvul. En dan val ek dit verder op met grond. Maar ek kan net ook nog 'n paar droë takke in die grond bring, want dit is ook een ding wat ons moet voorkom. Al ons met klein spasies, en ek het 'n verskriklike klein spasie. Maar sommige keer lê dit sommer net so rond, en dit is wat jou tuin deurmekaar maak, en jou tuin so oorcrowded laat lyk. So, maak gebruik van dit, gooi dit in jou plantpotte in, en op die manier word die eierbokse, wat nou nie meer dit doen het nie, maar geef hulle 'n werk, en die takke en blare, en voetjies, droë stokkies, takkies, gooi dit in, om jou potplant, jou plantpot op te vul. Maar as ek net so 'n paar droë takkies kan kry in die tuin, ek weet daar eers nie, ek weet dit kan kry. Ja, so waar. Die ander dag het ons mos bome afgekap. Nie bome afgekap nie, die takke afgekap. En hierdie lê nou daar een kant, en ek dink, nee, wat, kom hier, ek het mos hierdie droë takke om goed het ek nodig, om my plantpot op te vul. Nie so maklik om af te breek nie. So, dit is maar 'n gestoei tussen my en 'n tak. Maar daar het ek dit. Daar het ek dit. Lekker opgevul, lekker opgebreek. En hulle, die takke, gaan nie so lê vir altyd nie. Daar, ek het my helpers in die tuin. Ek het my helpers in die tuin wat my gaan help. En ek wil hulle net gou ietsie wys. En potte soos die, as ek dit net 'n bietjie omkeer, as ek dit net 'n bietjie omkeer, dan wys ek vir julle. En hulle is so skelm en so vinnig, want hulle beweeg weg. Vinnig. Daar is enetjie, baie kleintjie, maar daar is hy. Ek ben my vinger as jy kan sien. Daar is hulle. Ja, daar beweeg hy seker. Dit is my helpers. Kleintjies en grootes. Dinges en pietes. En dan gooi ek dit net my kitchen scrap. Gooi ek hierin. En dit help om hierdie al hierdie materiaal om dit op te breek of te verwerk. Dat ek net oor my spasie.
Ek is terug. Vir 'n oomblik het ek gewonder ek het nie net iets in kry nie, maar daar gaan dit. Ons bekende tankstelle. Dit is 'n klompie in wat ek sommer eens kom uit. Hey, julle sien hierdie uit. Julle sien dit? Ek wil julle as getuie hê. Ek gaan hierdie gaan ek plant en ons gaan dit dophou. Dan gaan ons sien wat sy storie is. Wat hy gaan doen, gaan dit in 'n hy ontwikkel of gaan dit ook maar net verjaag soos sommige van my plante gedoen het. Maar dit kom nie hier in nie. Dit is 'n goeie doel. Ek gaan hierdie uit in die grond insit. So, hier is my kitchen scrap. Is ingesit, is ingeprop. En dit is genoeg kos vir my jaartjies. Hierdie birmpies het lekker kos om aan te knibbel en sodoende om die grond kosbaar te maak en om die materia op te breek tot vrugbare komposgrond. So na 'n tyd, wanneer ons hierdie container leegmaak en die groei en wat daar ook al is, se tyd is verby, dan het ons vrugbare eie kompos wat ons weer kan verweer en weer kan vermeng met ander grond en wat ons daarmee wil gooi om die grond verder op te voed, want dit is ons doel. Ons doel is nie net om te plant nie, ons eerste doel is om goeie grond, gesonde grond vir die plante, want ons sonder gesonde grond beteken ons plante moet maar net ons plante zwaar. So, jammer vriend dat ek so rond beweeg, maar die spasie wat in ek werk is klein, maar dit is geen verskoning vir my om te doen wat ek moet doen. So, ek gaan nou my grond ingooi met my jaartjies, dat hulle weer kan begin. Ja, gaan een van die jaartjies in. Ja, in vorige video het ek gesê, ek koop nie grondwurms nie. Ek koop nie. Dit is hoe my wurmpies gevorm word. Klomp is hier tussen hierdie grond, is jammer. Ek wil nie oor en weer beweeg nie, want dit is net nie reg nie. Maar as julle dit moes gesien het van naby, dan het julle gesien waarvan ek praat. Maar glo my, baie kan ek op my hand sit. By die wit van die monde kan julle dit nou sien. Hierso is enetjie. Hierso is 'n ander ene. Oep, daar val dit in. Maar dit is oké, dit is daar by die pineappleboom. En daar beweeg nog een weg. Hulle beweeg nou weg, want hulle hou nie van hierdie blootstelling nie. Maar dit is wat ek vir julle net wil wys. Ek het meer as genoeg earthworms. Meer as genoeg. Wat vir my die werk kan doen. Daar is dit. Net so 'n paar skeppe van hierdie mulch. Wat ek bo op my grond sit. En soos ek sê, as ek iets wil plant, dan gaan ek die
grond verryk met organiese kompos en fertilizers soos bone meal. Ek het nie alles wat fertilizer wat ek gebruik het. Dit is waarom ek die hele tyd net van bone meal praat. Want my ander fertilizers wat ek gebruik, bone meal is eintlik die enigste een wat ek op die oomblik by die nursery koop. Kom ek nie eintlik worry oor die ander nie. Ek het pisangskil, wat ek in water oplos. Wat ek in die water oplos. En daarna 'n tyd. As hierdie water bruin kry soos bruin tee. As dit bruin kry soos bruin tee, dan dilute ek dit met reënwater van ons tankie agter my. En dan gebruik ek dit om rondom my plante te gooi. Maar weer eens baie dankie vir jou tyd, dankie vir julle ondersteuning, vir al die likes, die comments, en share dit maar met julle familie en vriende, hierdie video, en help die kanaal aan, sodat ons meer in die tuin kan kuier, en kyk wat werk en wat nie werk nie.